Of jy jou oggendkoffie geniet of besig is om bietjie te sien wat almal sê op sosiale media, welkom by episode 50 van In Alle Erns. Hoewel die internet-era nog net 'n paar dekades oud is, het dit reeds ons lewens, gedragspatrone en kommunikasie ingrypend en onherroepelik verander. Sosiale media is beslis nie die reële wêreld nie, maar jy is naïef as jy glo dat dit nie ons gedagtes en optredes en dis ons realiteit beïnvloed nie. Wat die virtuele wêreld en die reële wêreld betref, is dit belangrik om tussen is en invloed te onderskei. Die kommentare op sosiale media is hoegenaamd nie 'n akkurate steekproef vir wat die meeste mense oor die algemeen dink en voel nie. Daar lê egter waardevolle en bruikbare insigte te vind in die bestudering daarvan. Oor die afgelope paar jaar het 'n groeiende groep Afrikaners hul aktiewe deelname aan die virtuele diskurs 'n groot deel van hul daaglikse aktiwiteite begin maak. Vele Afrikaners het oorskynlik, weliswaar onbewustelik, na virtuele ruimtes gevlug om die gruwels, uitdagings en frustrasies van die 21ste eeu Suid-Afrika te ontsnap. Mens moet begrip hê hiervoor. Hier drom mense saam in virtuele laars waarbinne hulle stapels inhoud oor die wêreld daar buite van reg oor die hele wêreld heen verbruik. Wat ongelukkig duidelik aan die gebeur is dat hierdie virtuele laars toenemend die reële wêreld deur 'n skeefgetrekte, karikatuuragtige lens interpreteer. So groei die kloof tussen die virtuele diskurs aan die een kant en die menings en aksies aan die ander kant, wat jy oor die algemeen in die reële wêreld teekom. Hele bewegings ontstaan deesdae aanlyn, wat soms uit duisende ondersteuners bestaan. Keer op keer, wanneer hierdie bewegings poog om hul aanlyn momentum in reële wêreld aksies om te skakel, sien mens dikwels slegs 'n handjievol mense opdaag. 'n Voorbeeld hiervan is die groeiende lys van politieke partye wat al in hierdie sosiale media ekostelsel ontstaan en weer uitgesterf het. Honderde duisende aanlyn aanhangers spreek vuur en vlam hul begeerte uit om vir hierdie partye te stem. Wanneer verkiesingsdag egter aanbreek, verower daardie partye tot baie mense se verbasing nie eens een setel nie. Talle Afrikaners het gewoond geraak aan die gerief en veiligheid van hul gemaklike virtuele visdenk, terwyl ander daar buite in die rowwe see van die reële wêreld swem. Hoewel aanlyn menings en debatte beslis soms na die reële wêreld oorspoel, ervaar ek dat die kloof tussen hierdie twee wêrelde aanhou groei. Ek het onder ons mense al talle aanlyn bewegings met duisende passievolle aanhangers teëgekom, waarvan ek nog nooit 'n verteenwoordiger of selfs 'n ondersteuner raakgeloop het nie. Aanlyn diskurs word grootendeels gekenmerk deur gesprekke en debatte oor die beste oplossings vir die probleme waarmee ons worstel. Die nastreef van daadwerklike praktiese oplossings wat werk, is egter 'n aktiwiteit wat genadeloos is teenoor idealistiese perfeksionisme met teoretiese oplossings. Perfeksie is die vyand van goed, maar ook van die werklikheid. Dit is net so nutteloos om perfekte, dog eenvoudige kitsoplossings vir die komplekse probleme van ons tyd na te jaag, as om hals oor kop na die lugspeling van 'n oase in die Kalahari woestyn te hardloop. Dit is 'n edele en nodige aktiwiteit, en een wat aangemoedig moet word om aan die oop gesprek en die stryd van idees oor oplossings vir ons uitdagings deel te neem. In ons hoogs gekommersialiseerde wêreld het selfs die stryd teen idees egter 'n verbruikersproduk geword. Te veel mense bestee ure van hul lewens om gedurig oplossings aanlyn te debatteer, net om later in hierdie stryd van idees in die verlammende web van oorontleding vasgevang te word. Ongelukkig is dit ook gereeld die kroniesste aanlyn ontleders onder ons wat die vinnigste en gretigste is om ander se pogings om idees in werklikheid te omskep, af te skiet en uitmekaar te skeer. Voordat ons idees dade word, is dit wys om dit te slyp deur middel van debat en opbouende kritiek. Hierdie stryd om idees moet egter dien as 'n middel tot 'n doel en nie in die doel self ontaard nie. Die doel moet altyd wees om die werklikheid te beïnvloed deur te bou. Dit is hoegenaamd nie voldoende om bloot net wakker te word deur blootstelling aan die regte idees nie. Ons moet ook uit die bed uit opstaan. Ons mag en moet natuurlik die bemagtigende tegnologie tot ons beskikking ten volle gebruik. Ons moet egter daarteen waak om nie daarin te begin leef nie.
'n goeie voorbeeld is die politieke diskurs oor nuwe standbeelde in die westerse wêreld. Terwyl ons teenstanders openbare ruimtes vul met onaantreklike standbeelde wat hul ideologiese waardes verteenwoordig, vul die meeste konservatiewe mense op hul beurt die virtuele ruimtes met video's van en sosiale media plasings oor hoe onaantreklik hierdie standbeelde is. 'n Sentrale vraag van ons tyd is: watter nuwe tegnologie moet ons omhels en wat moet ons verwerp? Ek het nog nie 'n besliste antwoord hier nie, maar my bydra tot die strewe na daardie antwoord sou wees: kom ons gebruik die tegnologie wat ons in staat stel om na die werklikheid terug te ontsnap en 'n positiewe verskil te maak. En kom ons vermy die tegnologie wat ons in die irreële vasvang. Neem dus 'n ruskans van die virtuele wêreld van likes, video's en kommentare en kom bou 'n bietjie saam met ons aan ons toekoms in die reële wêreld van bladskit, beton en aksie. Ongemak, mislukking en onvolmaaktheid is onlosmaaklik deel van hierdie harde werklikheid, maar 'n vrees vir sonbrand mag jou nie daarvan weerhou om uit die ligverkoelde huis te kom nie. C. Langenhoven het hierdie gedagte mooi beruim. Die wêreld die draai vir die swaar wintertyd om ons lande te saai, of om lei lekker lewen die ploeg te laat roes en daarna ons vrugte of onkruid te oes. As jy gehou het van hierdie episode, onthou om in die kommentaarafdeling van jou gedagtes ook te deel en somme van jou gedagtes oor hoe jy 'n verskil kan maak in die regte wêreld daar buite. Dankie dat julle ingeskakel het en dankie vir almal wat deel en ook vir wie julle gedagtes saam met my in hierdie reis na antwoorde deel en deel maak van dit. Ek hoop om julle weer volgende keer te sien vir episode 51, vir die volgende episode van In Alle Erns. Ek is Erns van Sail. Hou moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.